Die eerste een is 1 Kronieke 21 vanaf vers 1. En daar lees ons 'n baie interessante woord. Die Bybel sê, Satan was teen Israel. En hy, dit is die Satan, het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou. Dawid het toe vir Joab en die gesaghebbers van die volk gesê, gaan maak 'n opname van Israel van die suide tot die noorde en doen aan my verslag, dat ek kan weet hoeveel hulle is. En dan blaai ons gou vinnig na die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 7, daar lees ons net so interessante maar vreemde woord. Paulus skryf aan die gemeente in Korinte, en die gemeente is 'n klein gemeente, en hulle is omring deur baie heidene, met ander praktyke en idees en gedagtes, en Paulus skryf na aanleiding, waarskynlik van iemand wat eers vir hom geskryf het, en gesê het, jong, hier's 'n bietjie huweliksprobleme in Korinte, in ons gemeente, kan jy ons aanspreek daaroor, en dis wat Paulus sê, ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Dit is goed vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe, maar weens die gevare van onsedelikheid behoort elke man sy vrou te hê en elke vrou haar eie man. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom en net so ook die vrou teenoor haar man. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man. Net so beskik die man nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wederwysige toestemming en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. Dit sê ek as 'n tegemoetkoming, nie as 'n bevel nie. En dan die heel laaste teksgedeelte wat aansluit daarbey is Jakobus hoofstuk 1 vers 14 en 15 en daar lees ons, sê die apostel, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Tot sover die woord van die Here. Broers en susters, as daar een ding is wat mense of Christene liewers die duiwel in kan maak, is dit wanneer iemand die stelling maak dat die duiwel nie bestaan nie. Met die NG Kerk se algemene synode in 2007 was die kat behoorlik in die duiwelhok losgelaat, toe die Kommissie vir Leere Aktuele Sake 'n vraagteken oor die werklikheid van die Satan geplaas het. Lidmate was erg omgekrap hieroor. Daar was selfs sommige wat gedreig het om die kerk te verlaat, en dit alles oor die duiwel. Ek aan die ander kant het hierdie debat daardie tyd natuurlik uiters amüsant gevind. Ek het op die kantlyn gesit en ek moes glimlag. En ek moes vir myself oor en oor, as dit ware in die arm knyp en myself die vraag afvra, waarom sal Christenmense met soveel passie vir die bestaan van die duiwel beklei? Het die duiwelse bestaan werklik soveel waarde vir ons, en veral in ons Christenskap, dat ons vanmôre nie ons Christenskap kan indink sonder die bestaan van die duiwel? Dink gerus vir 'n oomblik daaroor na. Waarom is die bestaan van die duiwel vir baie Christene van so 'n wesenlike belang, dat hulle nie bereid is om afstand te doen van die Satan nie? Nou, ek het twee moontlike verklaringe. Die eerste een is, mense glo steeds vas aan die bestaan van die duiwel, omdat ons van die bestaan van die duiwel in die Bybel lees. En as die Bybel sê iets bestaan, dan bestaan dit, punt. Die saak is nie oop vir bespreking nie. En tweedens, die duiwel is ook 'n baie gerieflike sondebok, op wie ons al ons skuld kan pak.
As daar nie meer 'n Satan is nie, broers en susters, op wie gaan ons al die dinge in die wêreld se skouers pak? Jare gelede het een van Suid-Afrika se mees geliefde cricketspelers die skuld gegee vir die Satan toe hy vir wedstrydknoeiery uitgevang is. Dit was 'n hartseer dag. Meer onlangs het Suid-Afrika se eie staatspresident ook nog op kwaliek bedekte wyse die indruk probeer skep dat die duiwel agter al die politieke gemors sit wat tans op die oomblik in ons land aan die gang is. Dit was 'n nog meer hartseer dag. En weet jy wat? Weet jy wat, broers en susters? Mense pak vandag steeds die skuld van hulle eie onbesonde dade en optredes vierkantig op die skouers van die duiwel. Dis die maklikste ding om te doen. Nou kyk, ons moet aan die ander kant erken vanmôre die duiwel is lekker preekstof. Dominees en pastore kan soms dramaties uitbrei oor die aanvalle van die duiwel, wat dan kwansuis in gekamoufleerde drag na ons toe kom. Soms as 'n Paul Revere, soms as 'n Captain Morgan, of vergesê synde die rook en die drankduiwel. Mammon is ook 'n groot gevaar vir baie mense, maar dan net vir die wat baie geld het. Want die mammon, God of duiwel, is juist daarop ingestel dat mense wat geld het, nog meer geld wil hê. Daarom sal mammon my nooit aanvat nie. Die seksduiwel is natuurlik altyd die grootste gevaar, want hy loop soos 'n verleidelike Delilah in kort rokkies by staatskantore rond en loer vir getroude mans. Hulle sê the devil is in the details. Dus moet jy vanmôre baie versigtig wees vir die tipe tydskrifte wat jy lees, die tipe video's of CD's of DVD's waarna jy kyk en luister, en al op die einde van die dag ook versigtig wees wanneer jy agter die internet inskuif. Die duiwel is oral, amper alomteenwoordig, en die plesierigheid van die lyf is sy spesialiteit. En so sou ons hierdie lang, ek wil sê, mens uitgedinkte lys van verleidings kon uitrek vanmôre en uitrek, en ek sou jou vir ure daarmee kon besig hou. Maar kom ons skuif net gou vir 'n oomblik ons fokus na 'n meer gewigtige saak toe. Naamlik die Bybel en die duiwel, of as jy dit anders wil sê, die duiwel in die Bybel. Want jy sien, dit is van wesenlike belang dat ons sal gaan kyk wat die Bybel presies vir ons vanmôre oor die duiwel te sê het, en of ons kan agterkom uit die Bybel uit, of die duiwel regtig die een is wat vir al die kwaad in die wêreld verantwoordelik is. Nou die beste plek om te begin as jy oor die duiwel wil praat, is natuurlik heel by die begin, en dit is by Genesis, die boek Genesis. So ons lees in Genesis 3 van 'n slang in die tuin van Eden. Maar nie sommer net 'n gewone tuinslang nie. Volgens die skrywer van Genesis 3 het hierdie slang onder andere die gawe van kommunikasie gehad. Hy kon praat. Hy was volgens die teks ook baie goed ingelig oor God se huishoudelike sake, oor die boom in die middel van die tuin, as ook die feit dat God die mens uitdruklik verbied het om van hierdie spesifieke boom te eet. 'n Intelligente slang dus. Die Bybelskrywer gee ook te kenne dat hierdie slang baie meer intelligent was as al die ander diere van die veld. Nou soos jy self weet vanmôre, broer en suster, het ek en jy hierdie slang storie alreeds met moedersmelk ingekry. Ons ken die hele verhaal, elke stukkie detail tot by die appel toe. Die slang, sê die Bybelskrywer, het uiteindelik vir Eva met 'n omhaal van woorde oortuig dat sy maar van die vrug kan eet, sonder enige reperkusies. Sy het toe van die verbode vrug geëet. Adam was naby aan haar, sy het vir hom gegee, hy het daarvan geëet, wat beteken, die deler is so goed as die steler. Want hy het ook geëet. Albei het toe volgens die Bybel in sonde geval, en so die sonde dan volgens Paulus se interpretasie van die skepingsverhaal na alle mense toe deurgedring. Hierdie verhaal en hierdie uitleg van die oerskepingsverhaal is iets waarmee ek en jy vertroud geraak het in sonnaarskool,
en later by die katekisasieklas. En so glo die meerderheid Christene vandag steeds dat die duiwel in die vermomming van 'n slang vir Adam en Eva in die tuin verlei het. En dit is nou alles goed en wel, broers en susters, want dit is goed wat elke Sondag vanaf kansels en podiums, nie net in ons land nie, maar oor die wêreld verkondig word. Nou is daar 'n probleem, want die persoon wat vanmôre 'n oplettende Bybelleser is. En ek sê met nadruk oplettend, want baie mense lees nie oplettend nie. Hulle lees die Bybel oppervlakkig. Daar is ook baie predikers in die wêreld wat die Bybel soos 'n plat boek hanteer en nie dieper agter die bladsye en agter die teks van die skrif in beweeg nie. Vir die oplettende leser sit daar 'n heleboel lastige vrae en probleme in hierdie eeuoue verhaal. En dis die vrae waarmee ek dikwels in 'n studeerkamer sit of waar mense my kry en sê hulle, ek het 'n probleem hiermee, ek kan nie kop of sin hiervan uitmaak nie. Eerstens, ons lees in Genesis 3 net van 'n slang. As jy mooi oplet, sal jy sien, daar's nie sprake van 'n duiwel nie. Nêrens bring die skrywer van Genesis 3 die slang met die duiwel in verband nie. As hy dit gedoen het, sou ek en jy dit opgetel het. Die naam Satan of duiwel kom nêrens in die teks voor nie, nie eers een enkele keer nie. Ons lees net van die slang. Verder is dit uit die konteks, met ander woorde uit Genesis 3, glashelder, dat die slang die rol vertolk van 'n bose karakter, wat daarop uit was om onskuldige, niks vermoedende slagoffers met 'n slapriem te vang. Is 'n goeie verhaal. Eenvoudig gestel, Genesis 3 is 'n les met 'n storie in. Wat is die les? Die les wat die skrywer probeer oordra in die antieke tyd en wat ons vandag moet vertolk, is bloot eenvoudig: waar kom die kwaad in die wêreld vandaan? Waarom steel mense? Waarom doen mense slegte dinge? Moor hulle, lieg hulle, bedrieg hulle? En die Bybelskrywer het probeer aantoon, die wortel van die kwaad lê iewers ver terug in die verlede van die mensdom. Niks meer is dit nie. Dus, geliefde broer en suster, wie die duiwel agter die slang in Genesis 3 wil raak sien, maak hom skuldige wat ons in die teologie noem inleeskunde. Dit beteken jy lees iets in die teks in wat daar nie in soveel woorde staan nie. Jy laat dus die teks buik spreek. En hoe baie van my kollegas en hoe baie Christene doen dit nie graag nie. Ons kan uitbrei oor een enkele teks. Ons kan hom soveel lyf gee dat jy kan 2-3 ure lank daaroor preek. Maar daar is 'n tweede ding wat ek vir jou wil uitwys vanmôre. En dit is na Genesis 3. Word dan nooit weer in die hele Ou Testament deur enige skrywer, deur enige profeet, priester of koning na die slang in die tuin van Eden terugverwys nie. Daar word nooit tot en met die boek Maleagi toe, die laaste boek in die Ou Testament, ooit weer 'n enkele woord oor die nare ou slang in die tuin van Eden gerep nie. Nou broer en suster, as jy 'n ernstige Bybelleser en 'n ernstige gelowige is, dan behoort dit jou te laat wonder. Wat gaan hier aan? As die slang in Genesis 3 regtig die duiwel is, soos wat die kerk leer en baie teoloë beweer, waarom lees ons dan nooit weer van hom in die Ou Testament nie? Waarom lees ons nie dat dit die slang was, wat vir Samson en vir Dawid en vir Salomo en al die ander rolspelers in die Ou Testament tot sonde verlei het nie? Was dit dan nie dieselfde slang wat vir Eva se downfall verantwoordelik was, wat ook vir Dawid se downfall verantwoordelik was nie? Was dit dan nie die slang wat ook vir Batseba daar in Dawid se gesigsveld ingeskuif het nie? En waarom noem die Bybelskrywers dit dan nie pertinent dat dit die slang was wat vir Dawid verlei het nie? Waaraan moet ons hier die algehele stilte oor die slang in die res van die Nuwe Testament toeskryf?
dit wil voorkom of die slang na Genesis 3 vergoed van die toneel verdwyn het. Nou luister nou baie mooi broers en susters, dit is eers 'n hele paar honderde jare daarna, dat 'n man met die naam Paulus in die Nuwe Testament weer die slangstorie vir die eerste keer ophaal. Dit is ook hierdie einste Paulus wat die slang van Genesis 3 lynreg met die Satan van die Nuwe Testament verbind en reken, dit is presies dieselfde figure. Oor die reg en die verkeerd van Paulus se interpretasiemethodes gaan ons nie vanmôre uitbrei nie. Wat ek wel vir jou kan sê is dat Paulus die eerste persoon in die Nuwe Testament is wat slang en duiwel met mekaar verbind het, en na hom in die Nuwe Testament was daar nog net een ander skrywer wat dit gedoen het, naamlik die apostel Johannes, wat in Openbaring 12 oor die Satan en die vuurrooi draak praat. Ek kom dus tot die konklusie dat 'n mens eintlik min Bybelse grond onder jou voete het as jy die slang van ouds en die duiwel in die Nuwe Testament sommer op een lyn met mekaar gelyk wil stel, asof hulle die identiese figure is. Maar dan mag jy vanmôre vir my sê, Dominee, ja, ek hoor wat jy sê, maar tog praat die Ou Testament van die Satan. En jy sê 100% reg. Maak geen fout nie. Dis nie asof die Ou Testament glad nie oor die Satan praat nie. Natuurlik praat die Ou Testament van die Satan. Maar weer eens, as jy hierdie opmerksame Bybelleser is, en die Bybel met 'n fyn kam deurgaan, sal jy met 'n verbasing agterkom, dat daar net op 3 plekke in die hele dik Ou Testament oor die Satan gepraat word. Ek sê met verbasing, want dit is iets wat my verbaas. 3 plekke verwys na die Satan, naamlik Job 1 en 2, Sagaria 3 en 1 Kronieke 21 wat ons vanmôre gelees het. Wat jou verder opval van hierdie gedeeltes, is dat die Satan van Job, die Satan van Sagaria en die Satan van Kronieke ooglopend nie dieselfde Satan is as die Satan van die Nuwe Testament nie. Dis 2 verskillende figure. Wow. En hoekom sê ek dit? Wel, broers en susters, die duiwel in die Nuwe Testament, om daar te begin, word allereers en veral uitgebeeld as 'n opponent van God. Jy kan maar die Bybel vat van Matteus af tot by Openbaring toe. Elke keer wanneer die duiwel te berde gebring word, is hy 'n opponent. Hy's 'n vyand, hy's 'n terroris. Hy is in opstand, in 'n insurgensie teen die hemelse magte. Hy's 'n vyand van God. Iets wat jy nêrens van die Satan-figuur in die Ou Testament lees nie. Om die waarheid te sê, die Satan in die Ou Testament word eerder as 'n dienskneg, 'n handlanger, 'n co-worker van God uitgebeeld. Daar is 'n opvallende noue werksverbintenis tussen God en die Satan in die Ou Testament. Dis verstommend. Dit is eintlik soms 'n bietjie ontstellend vir mense wat nie dieper kyk nie. Nou as jy gaan kyk in die boek Job in die Ou Testament, dan sal jy sien, die Satan het 'n baie bepaalde werkspatroon. Hy staan voor God, saam met al die ander engele. Die ander engele dink nie, dis vreemd, hy staan hier nie. Hulle vra nie vir hom, wat maak jy hier, jou Satan nie? Hy's deel van die engele skaar om mee te begin. Dan tree God met die Satan in gesprek. Hy sê, het jy gekyk daar na my kinders op die aarde, hoe gaan dit op die aarde? Satan sê, ja, ek het so 'n bietjie daar rond beweeg op die aarde, alles goed en wel. Daar's een ouetjie wat ek nog 'n vraagtekentjie oor het, en die Here sê, wie is dit? Hy sê, dis Job. So Job stuur vir Satan, God stuur vir die Satan uit en sê, gaan kyk 'n bietjie weer na Job, en dan kom jy terug en doen jy verslag. En dis presies wat hy doen. Hy gaan uit, hou Job dop, doen 'n paar goed, met die goedkeuring van God. Daar's niks wat die Satan aan Job doen, wat die Satan kan doen op sy eie nie. Hy moet eers die goedkeuring van die baas kry, dan doen hy dit. Dan kom hy terug, en hy doen weer verslag aan God. Broers en susters, so iets in die Nuwe Testament is ongehoord.
Die Satan van die Nuwe Testament het geen gespreksmoontlikhede met God nie. Trouwens, Jesus lê al die magte aan bande. Hy lê hulle die sweye op. Stil! Bestraf die wind. Bestraf die duiwels. Daar's nie tyd vir praat nie. Uit! Jy's my vyand. En lees ons natuurlik ook in Lukas 10 vers 18 dat die Satan uitgeban is, het geen toegang tot die hemel nie. So hier het jy twee figure wat jy as het ware nie met die beste wil ter wêreld met mekaar kan versoen nie. In my boek oor die Satan wat in 2011 verskyn het, maak ek baie versigtig die stelling dat jy nêrens in enige van die tekste in die Ou Testament iets kry wat naby aan 'n duiwel kom nie. My konklusie is, die Jode het nie aan 'n duiwel geglo nie. Die resensies in die koerante was uitstekend, was skitterend, maar baie kerkmense was iets wat ontsteld. Iets waarvan ek natuurlik uiteraard hou, want dit lok altyd weer 'n bietjie gesprek uit. Baie lidmate was selfs 'n bietjie verwarrend. En het vir my gevra, maar hoe is dit dan moontlik dat die Jode in die Ou Testament nie aan 'n wese soos die duiwel kon geglo het nie? Wie was dan volgens die Ou Testament skrywers vir al die ellende op die wêreld verantwoordelik? Daar moet tog 'n duiwel wees. Is dit nie Satan nie, vra hulle vir my? Was dit nie van die begin af daar, van die begin van die skepping af nie? Wat het die Jode in die ou antieke tyd geglo? Kom ek vertel jou. Die Jode in die antieke tyd, punt nommer 1, het nie aan 'n gepersonifieerde satansfiguur geglo soos die Christene in die Nuwe Testament nie. En die Jode het allerminst, hy sou vir jou gelag het as jy gepraat het van 'n figuur met horings op die kop en 'n pylstaart en 'n drietand vark. Die Jood sou nie 'n koekinkloe gehad het waarvan jy praat nie. Volgens 'n ou rabbynse opvatting, dit met ander woorde, dit is 'n godsdienstige vertakking van die Joodse geloof, is daar twee magte of kragte wat in die mens werksaam is. Die een is die Yetzer Hatov, oftewel die geneigtheid tot die goeie, en die ander een is die Yetzer Hara, oftewel die geneigtheid tot die kwaad. Volgens hierdie ou rabbynse siening is albei hierdie kragte of magte reeds by geboorte in elke mens teenwoordig. Die babatjie wat daar gebore is, hy het Yetzer Hara, Yetzer Hatov. Wat die rabbyne verder leer, is dat hierdie twee magte in 'n ewige stryd met mekaar gewikkel is van die oomblik dat jy by jou volle verstand kom en self kan kies tussen goed en kwaad. Amper soos Paulus se konsep van die gees en die vlees, wat hy later verder in sy briewe sou ontwikkel. As die geneigtheid tot die kwaad sterker in jou ontwikkel en die oorhand kry, word jy mettertyd 'n afvallige en 'n slegte mens. Dit is hoekom jy praat van bose mense. Hoekom is hy boos? Want die geneigtheid tot die kwaad het hom uiteindelik oorwin, het hom op die grond vasgedruk. Jy het dus toegelaat dat die boosheid in jou die oorhand kry en jou oorwin. Dit is dus volgens die ou rabbynse siening, nie die Satan of die duiwel of die listige slang, wat vir al die boosheid en die kwaad in die wêreld verantwoordelik is nie, maar die mens self. En ek moet vanmôre erken, broers en susters, hierdie beskouing van die rabbyne oor die kwaad is vir my besonder aantreklik. Dink vir 'n oomblik daaroor na. Wanneer jy in die koerante van die gruwelike plaasmoorde lees, kom wees nou eerlik, sien jy daarin onmiddellik die werk van die Satan, of sien jy daarin die handewerk van wettelose en wrede moordenaars, mense wat agter tralies hoort? Ek het 'n teorie. My teorie is, mense wat Satan die skuld vir alles gee, is mense wat gewoonlik 'n skuiwergat soek om hulle eie verantwoordelikhede te ontduik. Dit is 'n eeuoue verskynsel. Die wêreld is vol sulke mense, binne en buite die kerk. Hulle blameer altyd ander mense vir hulle eie tekortkomings en vir hulle eie sondes. Dis of my vrou of my man se skuld. Dis die kinders se skuld. Dis my kollegas se skuld. Dis die dominee se skuld. Dis die duiwel se skuld.
Maar nooit my eie skuld nie. Dis asof ons as mense gebore word met 'n onvermoë om diep in te kyk en self te kan erken en te kan herken wie ons regtig is. Mense wat altyd die skuld op die duiwel pak, vir hulle het die duiwel 'n sine qua non geword, 'n absolute noodsaaklikheid. As die duiwel wegval, val die grond onder hulle voete uit, dat hulle niemand meer om te blameer nie. Ek wil 2 voorbeelde kortliks uit die Bybel vir jou aanhaal, waar dit lyk asof die Satan geblameer word vir die sondes, terwyl dit eintlik die mens is wat geblameer moet word. Ons kry die een voorbeeld in die Ou Testament en die ander in die Nuwe Testament. In 1 Kronieke 21 vers 1, dis 'n verskriklike interessante teks, broers en susters. Iets waaroor Bitterman geskryf word, is asof teoloë dit soos die pes vermy, en daar's baie redes voor. Maar in die teks lees ons dat by geleentheid die Satan vir Dawid aanhits om 'n sensus van Israel te neem. Dis 'n moeilike teks in die sin van, dit is net 'n paar woorde. Die inligting is skraps. Jy kan nie met die inligting amper werk nie. Jy moet baie diep grawe. Wie is die Satan wat die skrywer van praat? En hoe het hy dit reg gekry om Dawid, die koning van Israel, aan te hits? Ek as navorser vra die vraag wanneer ek met die teks besig is. Hoe? Die hoe. Het die Satan in Dawid se oor gefluister? Daar's Christene wat vandag nog glo dit is so. Het die Satan dalk met Dawid gepraat, na hom toe gekom en gesê, Dawid, gaan tel die volk. Het die Satan in 'n hoorbare stem met Dawid gepraat. Nou ek wil nou vandag vir jou sê, as jy in die koerant lees van iemand wat sê, ek het hierdie moord gepleeg en die duiwel het gesê ek moet dit doen, dan hoort hy in Weskoppies. Ek vind dus hierdie teks heeltemal onvoorstelbaar. Ek kan my nie voorstel hoe dit gebeur het, hoe die Satan dit regkry om iemand aan te hits nie. Maar hoe dit doen ook al sy, broers en susters, die vraag waarop ons 'n duidelike antwoord wil kry vanmôre is hierdie Satan in 1 Kronieke 21 die duiwel van die Nuwe Testament? Is dit hy wat verantwoordelik was dat Dawid toe willens en wetens die volk getel het, terwyl hy geweet het, 'n koning van Israel mag dit nie doen nie, en hy doen dit, en toe tree hy die wet van God? En my antwoord hierop is nee, ek reken nie so nie. En ek gaan jou sê hoekom ek so dink. Jy sien, broeder en suster, die Hebreëse woord Satan, wat hier in die grondteks voorkom, beteken eintlik, maar streng gesproke, net teenstander of vyand of opponent, niks meer nie. Die meer kundige ouens in die Hebreëse en antieke tale, Aramees en Grieks, die sal nog vir my meer en vir jou vanmôre meer kan toelig oor hierdie aspek. Maar die bietjie wat ek weet, is dat hierdie woord is 'n belangrike woord, want dit beteken vyand. Niks meer nie. Jy moet dus nie die Hebreëse woord Satan as 'n eie naam neem, soos byvoorbeeld Ewert of Marie of Koos of Jan of Sari nie. Want Satan is nie 'n eie naam nie. Dis 'n tipe van 'n gebruiksnaam. Om die waarheid te sê, die woord Satan was 'n woord wat elke dag in die omgangstaal in die ou antieke Joodse samelewings voorgekom het, daai woord elke dag gehoor. Kom ek stel vir jou dit meer kontemporêr en prakties voor, sodat jy kan begryp wat ek vir jou wil sê. As Zuma van die ANC en Mmusi Maimane van die DA in die tyd van die kroniekskrywer geleef het, sou Mmusi waarskynlik die volgende in die koerante gesê het: Zuma is 'n Satan van reg en geregtigheid. Daarmee sou Mmusi nie bedoel het, Zuma is die duiwel self nie, hy sou bloot net gesê het, Zuma is 'n teenstander of 'n vyand van reg en geregtigheid, en elke Jood sou hom verstaan het. Is jy met my? As jy nou mooi na die teks in 1 Kronieke 21 kyk, wil dit dan nou vir jou voorkom of iemand in Dawid se administrasie, iemand wat sy mes ingehaat het vir Dawid, iemand wat Dawid in die rug wou steek, is Satan. Op 'n slinkse wyse na Dawid toe gekom het en gesê het, koning Dawid, ek bemerk die Hittite is onrustig op die grens, of die Jebusiete is onrustig op die grens, dit lyk vir my ons kan dalk oorlog verwag, het ons genoeg weerbare manne in die weermag.
Dawid is dalk 'n bietjie onkant gevang. Hy wonder self, uit lanklaas het hy gaan kyk hoe gaan dit met die leer. Hy weet God het gesê, 'n koning van Israel mag dit nie doen nie. Julle moet net op my vertrou, sê die Here. Dan gee Dawid toe aan die slinkse man wat met hom praat. Hy laat die volk tel. En daar sit hy. 1 Kronieke 21 vers 1, streng gesproke in Afrikaans behoort so te lees. Daar was 'n persoon wat sy mes ingehaal het vir koning Dawid, 'n Satan, wat vir hom gesê het, gaan tel die volk. Daarom, broers en susters, is Dawid volgens 1 Kronieke 21 vers 14 en 15 gestraf vir sy oortreding. Hy was skuldig. Nêrens, broers en susters, word die slang genoem nie. Nêrens word hy na die Satan verwys nie. Nêrens staan hier in die teks dat 'n bo-persoonlike mag Dawid aangehits het nie. Ons lees die teks Satan totaal en al verkeerd. Dawid sou dus geen been gehad het om op te staan as hy vir die Here gesê het, sorry, dis eintlik nie ek nie, dis die slang. En neem dus gerus vanmôre hiervan kennis, in die dag van oordeel. Sal ek en jy nie die voordeel geniet om die skuld op iemand anders, of die skuld op die Satan of die slang te pak nie. Ek en jy moet dus ophou met die gevaarlike speletjie, van om altyd ons tekortkomings en ons leemtes en ons sondes en oortredings te verplaas. Jy mag dalk aan die einde van jou lewe voor die troon met 'n skok ontdek, dat al jou verskonings uit geloofwaardigheid uitgehardloop het. Die tweede teks, wat ek kortliks vir jou wil uitlig, is 1 Korintiërs 7. Hier waarsku Paulus, dat die duiwel hom straks tussen die lakens in jou slaapkamer kan skuilhou. Hy is soos 'n slang wat in die bed rondseil. 'n Lekker tema vir huweliksverrykingskampe. Die Satan en seks, seks en die Satan. Maak nie saak hoe jy dit sê nie, dis 'n onderwerp wat die verbeelding op loop sit. Ek moes al dikwels in die verlede van die manne aanhoor in die studeerkamer, Dominee, dit was die duiwel wat my ontrou gemaak het. Hy het hier die lustige sekretaressietjie met die kort rokkie in my kantoor gesit, en 'n man is mos nie van vlees, van klip gemaak, ek is mos vlees en bloed. En daar het ek toe nou gestruikel. Die duiwel kom in die vorm van 'n engel van die lig, sê die einste Paulus. So bieg 'n dierbare suster een keer in my studeerkamer, sy sê, Dominee, ek en my man het al jare gelede al mekaar verloor. Dis donker in ons huwelik. Nog donkerder in die slaapkamer. Geen intimiteit meer daar nie. Toe stap daar die aantreklike donker man die dag by my kantoor se deur in. En hy het soveel begrip vir my situasie gehad, soveel deernis. Hy gaan so uit sy pad uit vir my. Ek voel ek word as vrou gewaardeer. Hy was soos 'n ligstraaltjie in my donker lewe. Kort en die lank van die storie is hierdie vroukie is toe van haar man geskei. Sy het met die lang donker man getrou. Die wil ek het presies 1 jaar en 2 maande gehou. Ek was hartseer en geskok om dit te hoor, maar ek was meer geskok toe sy haar verhaal afsluit met die opmerking, Dominee, dit was die duiwel wat my huwelike opgebreek het. Wat 'n louter klomp onsin. Ek wil vanmôre sê, broers en susters, my hart en my deernis is by mense in huwelike wat sukkel. Ek dink nie ons verstaan aldag in die westerse wêreld die kompleksiteit van huwelike nie. Dat jy 2 mense met verskillende geaardhede, verskillende agtergronde saamgooi in 1 kamertjie in 1 huis onder 1 dak en dan dink na 50 jaar moet dit outomaties nog van self lekker uitwerk en alles met reg gaan nie. Daar's soveel dinge om in ag te neem. Soveel dinge wat kan gebeur. Soveel blokke wat kan skuif en tussen my en my vrou kan inskuif. Wat dit al moeiliker en moeiliker maak. Maar broer en suster, ek en jy kan nooit by 'n punt kom dat ons sê dit is die duiwel se skuld nie. Volgens Paulus kan die afwesigheid van 'n gesonde seksuele verhouding in die huwelik daartoe lei dat die Satan vir man lief of 'n vrou lief verlei.
Ek sal lank met oom Paulus gesels het hieroor. Ek sou hewig van hom verskil het. Want ek reken dis slegs Paulus se mening hierdie. En volgens my, na my siening, nie 'n goed ingeligte een nie. Paulus was immers self nie getroud nie. Hoe sou Paulus kon weet wat alles in die slaapkamer tussen die lakens aangaan? Hy sit aan die een kant van die wêreld en skryf aan die ander kant van die wêreld vir 'n gemeente oor die huwelik. Daarom sê Paulus uitdruklik in vers 6, en ons kyk soms hierdie klein aksente mis. Paulus sê, dit is ek wat dit vir julle sê. Dis nou nie die Here wat dit sê nie, dis my mening. As apostel, as leier van die kerk sê ek dit vir julle. Die feit dat Paulus die duiwel as 'n verleier sien, is volgens my mening nie 'n oortuigende een nie. As jy egter moeite wil doen in die Bybel en jy blaai bietjie verder aan en jy kom by die apostel Jakobus in die Nuwe Testament uit, sal jy sien hy skryf ook oor verleiding, maar totaal anders as Paulus. Het 'n ander mening gehad as Paulus. Daarom lees ons in Jakobus 1 vers 14 en 15 hierdie woorde. Maar 'n mens, 'n man, 'n vrou, 'n huwelik, word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en die sonde, as dit ryp geword het, loop dit uit op die dood. Let op die aksente wat Jakobus plaas. 'n Mens word deur sy eie begeertes verlei. Dit maak vir my sin, want as ek terugkyk op my eie lewenspad, dan sien ek die goed wat ek verkeerd gedoen het en waar ek geslip het en geval het. En ek kan nêrens die hand van Satan daarin sien of hom daarvoor beskuldig nie. Die mens staan pa vir sy eie sondes, vir sy eie begeertes. Dit is die tipe teologie waarmee ek kan identifiseer. Ek moet erken, broers en susters, ek vind dit toenemend ongemaklik in mense se geselskap, dat altyd ander mense, en lesbes nog ook die duiwel, vir hulle eie hartseer en ellendes en ongelukkigheid in die lewe blameer. Genesing en heling kom myns insiens eers die dag wanneer jy die vermoë ontwikkel het om diep in jou eie hart in te kyk en met 'n pynlike eerlikheid te kan bely, soos die ou kerkvaders, mea culpa, my sonde. Dis my oortredings, my foute, my berekeningsfoute, my oordeelsfoute. Ek het die fout gemaak. Nie pa of ma of oupa of ouma grootjie of wie ook al, my foute. Die tollenaar in Lukas 18 kon huis toe gaan, sê die Bybel, as iemand wie sy saak met God reg is, het gegaan met 'n blydskap op sy gesig, juis vanweë die feit dat hy nie ander mense vir sy foute blameer het nie, maar op sy eie bors geslaan het, en gesê het, o God, wees my sondaar genadig, toe die lig vir hom deurgebreek. Christene is lief daarvoor om die duiwel die skuld te gee, dis 'n lekker preektema, maak selfs kerke vol. En miskien maak jy jouself vanmôre aan hierdie selfde slegte gewoonte skuldig. Jy verontskuldig jou maklik. Die fout lê altyd elders, by iemand anders of iets anders. Dis die slang, dis die Satan, dis die duiwel. Dis pa, dis ma, dis die dominee. Maar dit is net nooit jouself nie. Daarom het ons in die kerk se geskiedenis die duiwel ons wettige, ja, ons Bybelse alibi gemaak. En die dag wanneer hy wegval, wanneer iemand in die lere aktuele sake in die kerkkantore opstaan en sê, hy wonder of die Satan bestaan, raak die kerk rumoerig. Hoekom? Want jou alibi val weg. Wie gaan jy nou beskuldig? Na wie gaan jy nou wys? Anders as net na jouself. En daarom is my goeie raad aan jou vanmôre, en daarmee sluit ek, kom ons hou 'n slag op om die duiwel vir alles te blameer, ook in hierdie land. Kom ons vee 'n slag voor ons eie deur. Jou eie huislike deur, jou eie geestelike deur, jou eie politieke deur, wat 'n deur dit ook al is. Neem verantwoordelikheid vir jou lewe. Staan pa vir jou eie mislukkings. Kom met verantwoordelikheid voor 'n dag. Sê, hier het ek gefouteer. Ek moes dit nie gedoen het nie. Daarom kry ek pak vir al die dinge wat gebeur. Erken en bely jou tekortkomings en jou sondes. Die Bybel sê God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons elke keer weer. Dis die wonder van dit alles. Jy hoef nie die duiwel te blameer nie. Kom voor God, sê eerlik. En die Here sê, gee elke keer vir jou 'n nuwe geleentheid om weer van voor af te begin. Vertrou daarbey ook die Heilige Gees om jou innerlik so te versterk dat die geneigtheid tot die goeie
altyd die geneigtheid tot die kwaad in jou sal wen en sal oorskadu. So sal ek en jy met die genade van God van groei, volwasse word in ons denke, volwasse word in ons geestelike lewe en stadig maar seker al meer en meer gelykvormig word aan Christus se beeld.